Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. Vandag is Maandag die 29ste Junie 2026. My naam is Okito Kreek. Bietjie later in vanaand se uitsending sal Brian Manango en die Sportsrap span vir ons die hoogtepunte van die naweek se skitter rugby bring. Die Welwitschia uitnodiging 15 het bietjie vir Zambia 'n warm klap gegee. Maar ons sal dit geniet nadat ek en Irene Marie van der Walt die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie met julle deel. Ons loer ook daar by die weerkantoor in, so bly by ons, kom ons klets lekker saam hier op Klets Kompas. Welkom terug in die ateljee. Ek moet sê, julle kiekies bewys wat 'n pragtige land ons het. Maar met my in die ateljee is Irene Marie van der Walt. Ons sal bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie met julle bespreek. Hoe gaan dit, Irene? Dit gaan nou, Gito, ons het lekker naweek gehou. Ons is nou weer terug aan die dinge. Nou gaan ons weer lekker werk vir die week. En dan gaan ons weer lekker naweek. Hopelik. Okay, daar is vele nuus. Ek dink iets wat miskien veral die boere sal interesseer is die verwikkelings in 8 van hervestigingsplase. Wat daar is 'n nuwe beleid wat bespreek word. Wat dink jy daarvan? Weet jy, ek dink dis vir my eintlik hartseer dat dit moet gesê word dat jy kan nie gaan jollifications hou op jou hervestigingsplaas nie. Ek dink dis een van daai dinge wat jy weet saam met die woord gaan dat dit is nie vir jollifications nie, dit is nie vir 'n naweekboer nie, dit is nie vir 'n ouetjie wat 'n plaas wil hê om te sê my pappa het 'n plaas. Jy weet, statussimbool. Ja, dit moet 'n doel dien. Dit moet jy weet Namibiërs dit gaan baie lelik klink as ek dit sou sê, maar die laagste Namibiërs wat half die laagste val op ons ekonomiese spektrum, dit moet hulle bemagtig, jy weet. En dit moet hulle bemagtig nie net om na hulle self te kan omsien nie, maar om hopelik half 'n besigheid van 'n aard aan die gang te kry daar. Dit is nie vir 'n naweekboer nie, dit is nie vir 'n ouetjie wat kan sê my pappa het 'n Hilux. Ja. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy weet, so dis my hartseer dat daai streep getrek moet word. Ek hoor wat jy sê, maar ek dink dis 'n goeie ding dat die klem nou op vaardighede gaan lê in teenoorgestel akademiese prestasies. Jy moet kan bewys dat jy kan boer. Ja. So ek dink dis 'n goeie ding. Ja. Daar is ook 'n storie wat ek geskryf het oor 'n nuwe inisiatief deur die Women's Leadership Center. Die inisiatief is oor sankinders wat onderwys omhels. En ek dink dit is broodnodig. Een van die oomblikke gedurende die geleentheid laasweek donderdag, dit was ek dink adjunkt direkteur in die onderwysministerie wat gesê het dat vir die sankinders om onderrig te omhels, moet die onderwys ook die sankinders omhels. En die struikelblokke wat daai gemarginaliseerde gemeenskap en veral die kinders in die gesig staar in 8 van hulle se skoolloopbaan, dit is baie en dit is erg. Intussen tyd, sedert ek die storie geskryf het ek nou al syfers gekry. Ek is nog besig met die ontleding, maar daar is beslis baie sankinders in Namibië wat selfs nie skool toe gaan nie, of as hulle gaan, nooit die skoolloopbaan kan voltooi nie. Ja, en dan kyk jy nou byvoorbeeld, ek meen, albei kere wat ek nou ingeskryf het vir universiteit, het ek al ten minste een keer hierdie gesprek gehad met iemand wat hulle sê, nee maar, jy weet, ek moet nou sê,
38 punte kry om te kwalifiseer vir hierdie kursus, maar iemand uit 'n San gemeenskap of so hoef nie so goed te presteer nie. Ja, want hulle het nie die geleenthede wat jy het nie. Ja. En ek het al baie lank daarmee gesukkel dat of geworstel is dalk 'n beter woord, dat jy weet die kinders uit byvoorbeeld San gemeenskappe wat dan nou universiteit toe gaan en ja, die toelating vir hulle is laer, maar terselfdertyd hulle sukkel om te oorleef in daai omgewing, jy weet. Ek is baie bevoordeel dat ek 'n behoorlike, jy weet, Engels onderrig gehad het. Jy weet dat ek, as ek op universiteitsvlak kom, nie sukkel met die Engels waarin daar vir my onderrig gegee word nie, dat ek dit behoorlik kan begryp en behoorlik dit my eie kan maak en kan internaliseer en, jy weet, gedagtes en idees daaruit en met daai boublokke kan bou. Maar vir kinders byvoorbeeld uit kleiner gemeenskappe, het sy dit nou San of ander gemeenskappe, hulle het nie daai selfde tipe onderrig nie en dit is vir my eintlik waar ons moet begin. Of jy op Okombaye skool gaan, of jy op Swakopmund skool gaan, of jy in Windhoek skool gaan, of jy op Dorpe skool gaan, jy moet dieselfde gehalte van onderrig kry. Dis al ons werklik daai speelveld gaan gelyk maak, jy weet. Die laer toelatingsvereistes op universiteitsvlak is goed en wel en ek is seker daar is 1 of 2 kinders van kleiner gemeenskappe wat sukkel dit maak werk, maar 1 of 2 kinders gaan nie werklik die trant verander en die tendens verander nie. Ons gaan op voetsoolvlak moet begin en ek dink dis waar sulke tipe inisiatiewe absoluut broodnodig is. En een boodskap wat herhaaldelik gelewer was by die geleentheid was dat ons almal moet ondersteun, gemeenskappe, veral ouers, maar almal moet 'n handjie bysit om te help. Village, ja, laat hierdie kinders kan presteer. Ja. Daar is ook toeriste syfers gebied deur NAFA. Ja, so daar was 'n geringe daling van ek glo 3% in toerisme syfers in Namibië, so dit is nou toerisme aankomste. So dit wil eintlik dan nou sê hoeveel toeriste in Namibië aangekom het. En jy weet, vir die bydrae wat die toerismebedryf maak in Namibië, is daardie tendens, moet ons hom baie noukeurig dophou. Ja. Daar is wêreldwyd, sedert voor die pandemie, maar veral sedert die pandemie, is daar baie veranderinge en baie verskywings. Van daardie verskywings was, jy weet dat Namibië meer toegang het tot nuwe markte, wat ons nie voorheen gehad het nie. Ek praat hier die Verenigde Koninkryk, die Verenigde State van Amerika, Rusland, China. Hulle is ook van die grootste oorseese markte in hierdie stadium, waar ons voorheen eintlik maar, jy weet, jou Duitsland, jou Switserland, jou Duitssprekende lande was vir ons baie belangrik geweest. En daardie verskywing is nou besig om te gebeur. En NAFA het toe nou, dis nou die jagtersvereniging het toe nou gesê, maar luister, fokus op daardie markte. Ja. Ek dink daardie markte was nog altyd vir 'n organisasie soos NAFA, want jou Duitsers wil nie Namibië toe kom om te jag nie. Hulle wil Namibië toe kom om te gaan verlore lyk in Swakopmund. Ek het genoeg van hulle daar gesien, jy weet. Hulle wil gaan bier drink by die braas, jy weet. En dis wat jou Duitsers doen, hulle gaan baie weinig jag. Die Amerikaners het nog altyd half die jagbedryf onderhou. So dit maak vir my sin dat NAFA as die jagtersvereniging nou sê, asseblief fokus daarop, jy weet. Want jagtoerisme bestaan in Namibië en hoe meer en meer, jy weet, in Europa word mense baie ontmoedig van sulke tipe aktiwiteite wat hulle besigheid is, dit het niks met my te doen nie. Maar terselfdertyd vir NAFA is dit, jy weet, 'n baie groot kwessie dat, jy weet, hulle hele bedryf is jagtoerisme, mense wat van ander markte afkom en hier wil kom jag, jy weet, en hulle maak 'n baie groot poging om eties te jag, om seker te maak dat hulle nie sekere dierebevolkings uitwis deur hulle jagbedryf nie. So ja, dit is vir my, dit maak vir my sin dat NAFA sal sê, luister, fokus daar, die mense wat wil jag, bring hulle in. Maar nog 'n storie wat eintlik op die agterblad is iets waarvan ek baie min ken. Dis nou van die mode. Vertel ons tog meer. Ja, so dit is House of Poulton, 'n baie bekende handelsnaam in hierdie stadium in Namibiese mode, wat in samewerking met die Creative Sport Tourism Expo in September, bied hulle nou
die expo is in September, maar hulle bied nou in Julie 'n meestersklas in mode aan Okay. vir ontleikende talente in Namibiese mode. En ek moet vir jou sê, ouetjie, toe in die tyd wat ek met Kolle gewerk het ek baie keer verstom gestaan en kyk na die talent wat ons het Ja. in mode. Ja. Jy weet, dit het vir my, veral ek hou daarvan om 'n Louis Vuitton runway of 'n Zuhair Murad runway aan te sit as ek skoonmaak in my huis. Maar die afgelope jare het dit vir my baie gevoel asof daardie groot internasionale modehuise stagneer. Ja. Jy weet. Ja. En dan het ek so nou en dan die geleentheid gehad om Namibiese mode te sien en dit is vir my waar die vernuwing en die ontwikkeling en die vooruitgang in hierdie stadium vandaan kom. Nie net Namibië nie, maar Afrika as geheel. So, Lekker. tot en met 11 Julie Ja. kan modetalente, jy weet, as jy dink jy kan 'n verskriklike mooi rok of 'n baie mooi pak in hierdie stadium, baie cool pakke wat uit die Afrika mark Ja, uitkom. ja. As jy voel jy kan 'n verskriklike mooi rok of 'n verskriklike mooi pak of 'n verskriklike mooi iets ontwikkel in skets, dan kan jy aansoek doen vir hierdie modemeestersklas. En een ding wat vir my uitstaan aan hierdie meestersklas is dat dit nie net is o, skets gou vir my 'n rokkie nie. Ja. Jy weet dat Dis hulle 'n word meestersklas. in verskeie fasette van die modebesigheid opgelei. Mooi, mooi. En daar het julle dit, natuurlik is dit alles in Môre se Republikein, so kry jy uitgawe en lees self, maar bly by ons hier op Klits Kompas, daar is nog veel om u te bied, so net na dit kom ons weer terug, sien nie dan net. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneup2.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrica.com. Welkom terug, kom ons gryp hierdie geleentheid om so vinnig net daar by die weerkantoor in te loer en sien wat is in staat vir ons hier in Namibië. Dis dan vir Dinsdag die 30ste Junie 2026. Ons verwag op Katimamolelo van grade 10 tot 30 en 8 van temperatuur. Sonnige dag daar op Rundu is dit gedeeltelik bewolk môre van 12 tot 31 en Hanna van 12 tot 31. Oshakati van 15 tot 29 en Ruakana van 13 tot 29 sonskyn al die pad al drie dorpies. Chumeb ook sonskyn van 14 tot 27, Otjiwarongo van 10 tot 26, Omaruru van 10 tot 28, Windhoek van 9 tot 24, Gobabis van 12 tot 26, dis dan vanmôre sonskyn al die pad by al die dorpies. Dan verder verwag ons op Henties Bay, dit gaan gedeeltelik bewolk wees, vanaf 12 tot net 14 grade en 8 van die temperatuur. Swakop vanaf 12 tot op 14 grade, sonskyn dag daar, Walvis ook sonskyn vanaf 11 tot op 18 grade. Rehoboth in die binneland vanaf 9 tot op 25 grade, Mariental in die suide vanaf 11 tot op 26 grade. Keetmanshoop vanaf 11 tot op 23 grade, Arnos vanaf 11 tot op 27 grade, Loederitz langs die kus verwag ons vanaf 9 tot op 18 grade, sonskyn al die pad daar, ook op Arnhamsvlei vanaf 9 grade tot op 23 en op Oranjemoen verwag ons môre vanaf 9 grade tot op 14 grade, sonskyn heel dag lank. Dankie Brian Manango en die manne van Sportrap bring ons die hoogtepunte van die naweek se skitter rugby. Dis dan Namibië se Welwitschia uitnodiging 15 wat vir Zambia 'n ding of twee gewys het. Kom ons geniet dit, kom kyk saam. So first up on the hit list, we're going to have a look at some of the highlights from the big match between the Welwitschia Invitational team and Zambia. So like I said, the score was 71-12 in favor of the Welwitschia. So we're going to have a look at some of the tries that were scored by the Welwitschia. I think I have all of them, or we have all of them. So sit back, relax, and enjoy the highlights.
Okay, we're joined by the captain, Prince. Got a try for yourself in the match, but tell us, how was the game against Zambia? A lot of the kids got to play today, and what are your thoughts on them coming to join with you guys, see how the thing is done? Yeah, no, definitely. I think we had a good game today. Shout out to the crowd that came out today, the people that came to support us today. We had to stick to the structure in the first half. Just practice what we did the whole week, and then take it from there. But so far, I think it was exciting. Boys stuck in, stepped up when they had to. So kudos to the boys. A lot of positives to take from this game ahead of the Bulls game. From your perspective of the match, what changes do you think needs to be made in the next one, or what tweaks do you guys need to make for the Bulls game? Because I'm sure they're gonna come harder than Zambia did. Yeah, I think the Bulls is definitely going to be a different ball game. We need to stick to structure. We need to be more clinical going into that game. But I think it's not something that cannot be done. We have to believe in our system. We have to believe in what we do on the field and practice on the field, and then make it work on the day. So it's definitely exciting times. We're always up for that challenge. We're always up to play and measure ourselves. We know how the difference is. But yeah. I'm definitely excited for the Bulls. Okay, well, we'll see you in the next one. And congrats on the win. Thank you so much. Jy sê 3. Ja, 3 van die beste. ja. 3 van die beste. Ja, Hoe was die game, bra? Ja, dat was een great game geweest. Voor de eerste keer in mijn leven wat ik doe. Professioneel spelen voor die land om die land te vertegenwoordigen. Maar ik wil het eerst zeggen, dank je voor de heren. Zonder de heren zorg ik hier gemaakt heb. Hoe was die game voor jou? Opgekomen, opgedacht, lekker gespeeld op fullback. Vertel ons, hoe was het om te debut? Dat was voor mij awesome geweest. Ik heb great coaches wat achter mijn rug staan. Met die pad langs, al van school en rugby af. So. Die is maar net voor de mensen waarvoor ik lief was. Vooral, dat is best van mijn oma wat afgesterfd heeft laatst jaar. En ze hebben altijd gehad dat ik niet mijn beste bereik. Maar uit die 3, wat was je favorite? Oh, ik zal zeggen de tweede ene hier. Maar dat is een offload zo hele te handen gespeeld werd. Dat was mijn wat die favorite geweest. Congrats, bra. Dat is een baie dankie. Try scored by the Norwegians, by Kistings Manjoy.
Try scored by Ruang Ludik for the Witches. Beautiful conversion by Bergstrom. The try was scored by number 8 Rogers Mukuba for Zambia. Third try for number 15, Zainul Guru. Another try for the Witcher 15s by fullback Ashton Lupulongo.
Job well done, boys. Oh, right, is. Job well done. Job well done, David. Job well done. Thank you very much. All our match officials, all our medical staff, Oh, Vickers. of Zambia and Ah, hey, bra. Job well done. OTR. your support. Ja nee, was dit nie tog te lekker nie. En met dit kom ons tot by die einde van nog 'n uitsending van Klets Kompas hier uit die ateljee. Sê ek, Ogito Greik en my tegniese beamptes, Rio Mentor vir julle. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het en alle voorspoed vir die week wat voorlê tot ons weer by mekaar kan kom en lekker saam kan klets. Volgende keer op Klets Kompas sien jy dan. Totsiens.